Dagsie en welkom by nog 'n videoles oor funksies. In vandag se video gaan ons kyk in detail na die hiperboliese funksie. Onthou, hierdie funksie kan ook genoem word die resiprook funksie as gevolg van die vorm waarin die vergelyking geskryf word. Kom ons hersien net gou vinnig weer al die funksie-transformasies wat voorkom. So onthou, M verwys na die moederfunksie. So ons kry eerstens die vorm en oriëntasie wat deur die A bepaal word. P bepaal die horisontale skuif en Q bepaal die vertikale skuif. As A groter is as 0, het ons die oorspronklike funksie en A kleiner as 0 is die oorspronklike funksie wat gereflekteer word in die x-as. Indien P groter is as 0, positief, skuif die funksie links, en as P kleiner is as 0, dan skuif dit regs. Onthou, dis juis by die P wat jy na die teenoorgestelde rigting gaan, as wat die teken vir jou aandui. Indien Q groter is as 0, dan het ons die vertikale skuif op, en Q kleiner as 0, het ons die vertikale skuif af. Onthou van die funksieopsomming wat vir jou beskikbaar is op Moodle. Ons gaan dan vandag nou in detail kyk na die hiperboliese funksie en alles wat ons daarvan moet weet. Om die hiperboliese funksie te identifiseer wanneer 'n klomp funksies vir jou gegee word en gevra word om te skets, moet jy onthou dat die x spesifiek in die noemer van jou breek moet staan. So moenie dink as jy net 'n breek sien, dis dadelik 'n hiperbool nie. Die x moet spesifiek in die noemer se plek staan. Kom ons kyk eerstens na die oriëntasie. Nou A beïnvloed die oriëntasie. As A positief is, groter is as 0, dan word die hiperbool in die eerste sowel as in die derde kwadrant geteken. A kleiner as 0 gaan in die tweede en in die vierde kwadrant wees. Die vorm, ook deur A bepaal, hoe groter die waarde van jou A, elke keer as jy die teken ignoreer, hoe verder weg beweeg die funksie vanaf die asymptote. Kom ons kyk grafies na wat ons alles weet van 'n hiperbool. As A positief is, dan lê hy in die eerste sowel as in die derde kwadrant. A negatief gaan lê in die tweede en die vierde kwadrant. Hoe groter ons A-waarde is, hoe verder beweeg hy weg vanaf die oorsprong of die snypunt van ons twee asymptote. Soortgelyk, as ons hom in die tweede en vierde kwadrant het, negatief, as jy die teken ignoreer, hoe groter die A, hoe verder beweeg hy weg van die kruispunt van die twee asymptote. Ons het dan ook die ander twee veranderlikes. Kom ons kyk eers na Q. So Q skuif die hele grafiek op of af. So met ander woorde, ons hele grafiek, ons oorspronklike funksie, skuif dan op vir positief en as Q negatief is, skuif hy af. P skuif die hele grafiek links of regs. So die horisontale verskuiving P, as P positief is, dan skuif hy na die linkerkant, en as P negatief is, dan skuif hy na die regterkant. So jy sal dan nou ook oplet, as ek 'n P en 'n Q waarde beide sit, die groen stippellyne wat ons hier het, dui die asymptote aan. En die vergelykings van jou asymptote is dieselfde as jou P en jou Q. Maar onthou, vir die P moet jy die teken verander, so die vergelyking van jou vertikale asymptoot is positief 1. Die vergelyking van die horisontale asymptoot is gelyk aan Q wat 1 is. Soos wat ons 'n grafiek op of afskuif of links of regs skuif, dit beïnvloed die asymptote. Ons weet egter ook, as ons dit gou net weer in ons standaardposisie alles sit, dat 'n hiperbool het twee simmetrieasse.
Nou in die standaard vergelyking is die vergelykings van die simmetrieasse y is gelyk aan positief x en die ander ene is y is gelyk aan negatief x. Indien die grafieke dan nou opskuif of selfs afskuif en of dit nou links of regs skuif, gaan die simmetrieasse saam met dit skuif. En die simmetrieasse gaan telkens deur die snypunt van die twee asymptote. Bietjie meer daaroor later. Ons het ook gekyk na vir watter waardes van x is die grafieke stygend of dalend. So onthou, jy begin altyd op die heel linkerkantste punt van jou grafiek en dan kan jy nou jou pen of jou vinger neersit. In my skets hierso maak ons 'n balletjie wat ons gaan neersit, wat ons dan nou gaan laat rol en kyk wat gebeur. So ons sien hy rol afwaarts en as gevolg van die asymptoot sit ons hom weer bo neer en hy's nog steeds afwaarts. Met ander woorde dalend vir alle x-waardes van reële getalle. Maar onthou, jy het hierso te maak met 'n vertikale asymptoot. So met ander woorde, daar's 'n beperking dat x mag nie gelyk wees aan minus p nie. Met ander woorde, dit mag nie gelyk wees aan jou vertikale asymptoot nie. Indien hy in die tweede en die vierde kwadrant geteken word, onthou dit is wanneer a negatief is, dan vind ons dat die balletjie wat ons nou geplaas het, telkens stygend is. So, dis stygend vir alle x-elemente van reële getalle, weer eens 'n beperking, x mag nie gelyk wees aan wat ook al jou minus p is nie, wat jou vertikale asymptoot is nie. Die hiperboliese funksie, soos jy nou reeds gesien het, het twee asymptote. En die vergelykings van die asymptote word gegee. Die vertikale asymptoot deur x is gelyk aan negatief p, so onthou die teken verander, en die horisontale asymptoot word gegee deur y is gelyk aan q. So onthou, 'n vergelyking word altyd gevra, so jy kan nie net die p en die q waarde gaan neerskryf nie. Jy moet gaan skryf x is gelyk aan en die waarde, en y is gelyk aan en die waarde. Die definisieversameling is dan nou, soos ons gesien het, x-elemente van reële getalle, maar as gevolg van die asymptoot beteken dit daar's 'n beperking wat x nie mag wees nie. Dieselfde geld ook vir die waardeversameling, dis y-elemente van reële getalle en as gevolg van die asymptoot is daar 'n beperking, y mag nie jou q-waarde wees nie. Vir die simmetrieasse het ons gesien daar is twee simmetrieasse en hierdie twee simmetrieasse gaan deur die punt min pq, met ander woorde die snypunt van die twee asymptote. Nou die een simmetrieas het 'n positiewe helling en die ander simmetrieas het 'n negatiewe helling. Daar sal vir jou gevra word om die vergelykings van die simmetrieasse te kry. Nou daar's twee metodes hoe jy dit kan doen. Vir die eerste metode gebruik jy die gradiënte positief 1 en negatief 1 en jou reguitlyn vergelyking y is gelyk aan mx plus c. So vir die een vergelyking gebruik jy y is gelyk aan positief 1 in die plek van die m, x plus c, en vir die ander een y is gelyk aan negatief x plus c. Stel dan die punt min pq in beide vergelykings en los dit op. Metode 2 is volgens my persoonlik bietjie makliker. Y is gelyk aan en dan identies dieselfde hakkie x plus p as wat jy in jou vergelyking gehad het, plus dan die q-waarde. So hier hoef jy nie die p se teken te verander nie. Wat jy wel moet oplet, jou een vergelyking is positief, want onthou die een helling is positief en die ander een wat negatief is, sit jy die minus vooraan jou hele x plus p hakkie. Dan kan jy dit net vereenvoudig en jy gaan vind, jy gaan p en q wat heelgetalwaardes is by mekaar kan bytel en dan het jy jou vergelyking. Laastens kan daar ook vir jou gevra word om die vergelyking te bepaal van 'n hiperbool. Nou om dit te doen, begin jy by die asymptote en jy skryf eerstens die asymptote in jou vergelyking in die plek van die p en die q. Weereens, onthou die p se teken gaan verander. So sê nou maar jou asymptoot is x is gelyk aan minus 2, dan gaan jy in jou vergelyking gaan skryf
plus 2. Daarna sal jy altyd 'n ander punt hê wat vir jou gegee word en jy kan dan hierdie punt in jou vergelyking gaan invervang om vir A op te los en baie belangrik, onthou om jou finale vergelyking te gaan neerskryf. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Die vraag word jou gevra om die volgende funksie te skets. Nou belangrik, wanneer daar vir jou gevra word om te skets, moet jy onthou, jy moet waar van toepassing gaan aandui x-afsnitte, y-afsnitte, 'n draaipunt as daar was en asymptote. Onthou dis nie te sê dat elke funksie al 4 daai elemente gaan bevat nie, so onthou dis net wanneer dit van toepassing is. As ons nou na hierdie funksie kyk, sien ons dit is so bietjie moeilik om te sien wat se funksie dit presies is, want daar's nou 'n x in die teller sowel as in die noemer. Maar ons kry die idee van 'n hiperbool. So kom ons gaan skryf hom in 'n formaat wat ons wel ken. So, ons gaan die breuk bietjie manipuleer. Dieselfde noemer wat jy het, x plus 1, gaan skryf jy vir jouself in die teller ook. En nou moet jy net kyk, oorspronklik in die teller was gewees min 2. So wat moet ons met by plus 1 sit, sodat ons by min 2 gaan kom, en dit kan jy dan nou sien, plus 1 minus 3 gee vir my die min 2. As jy nou die breek bietjie gaan opverdeel, so met ander woorde, ons het die x plus 1 gedeel deur die x plus 1, as die 1 breek, minus 3 gedeel deur die x plus 1, as jou tweede breek. Dan kan ons dit vereenvoudig na minus 3 gedeel deur x plus 1 plus 1. Wat vir jou duidelik 'n baie makliker manier is om die hiperbool te identifiseer en alles wat jy dan gaan nodig hê om te skets. So uit hierdie finale funksie kon ons kry die asymptote, so vir die skets van 'n funksie begin jy by die asymptote. So onthou jou P se teken moet verander, so plus 1 in die vergelyking verander jy vir die asymptoot na min 1 en ons y is dan gelyk aan die positief 1. Volgende wat ons gaan soek is die y-afsnit, want met die vorige paar stappe hoop ek jy het reeds in jou gedagtes 'n rowwe skets gekry van hoe dit gaan lyk. Ons sien dat die oorspronklike funksie is 'n negatief, met ander woorde hy gaan in die tweede en die vierde kwadrant lê, en die feit dat die plus 1 wat direk by die x getel word, beteken hy skuif na die linkerkant toe, en die positief 1, die blou, die kie, wys hy skuif op, wys my dat daar definitief 'n y-afsnit sal wees. Nou die y-afsnit, onthou stel x gelyk aan 0, so jy vervang alles in en jy vereenvoudig en ons kry die y-afsnit is min 2, en onthou as hulle vir jou vra, wat is die waarde van die y-afsnit, dan moet jy dit as 'n koördinaat gaan skryf, naamlik 0, punt min 2 in ronde hakies. Vir die x-afsnit stel y gelyk aan 0, en dan doen jy doeteenvoudige algebra en jy los dit op. Nou het jy al die inligting wat jy nodig het om jou skets te kan teken. So onthou dan nou, eerstens die asymptote, x is gelyk aan min 1 en y is gelyk aan 1, en dan daarna kan jy die twee afsnitte, die y-afsnit en die x-afsnit gaan teken, en dan kan jy selfs nog op die sakrekenaar vir jou nog 'n paar punte gaan uitwerk, net om dit mooi akkuraat te teken. Daar's gewoonlik nog 'n paar vrae wat gevra word. So, behalwe dat hulle vir jou kan vra om die funksie te skets, kan hulle vir jou, sonder dat jy die funksie moes geskets het of nie, vra wat is die vergelykings van die asymptote. Hulle kan dan ook vir jou vra wat is die definisieversameling. Nou vir hierdie spesifieke funksie is dit x-elemente van reële getalle, maar x mag natuurlik nie gelyk wees aan min 1 nie. Vir die waardeversameling, y-elemente van reële getalle, waar y ongelyk is aan 1. En dan kan hulle vir jou ook dan nou nog vra, wat is die vergelykings van die simmetrieasse. Nou ek gaan in hierdie geval daai metode 2 gebruik. Jy kan in jou handboek gaan kyk vir voorbeelde van die metode 1 manier om die simmetrieasse te kry. So, ons gebruik ons x plus 1 en minus x plus 1 in die hakies, plus 1, wat ons dan vereenvoudig, en ons kry die twee vergelykings van die simmetrieasse is, die een is y is gelyk aan x plus 2, wat die positiewe helling gaan hê,
en y is gelyk aan negatief x is die een wat die negatiewe helling het. 'n Laaste voorbeeld is waar die vergelyking van 'n parabool bepaal moet word. So onthou jy begin by die asymptote. So in hierdie skets sien ons die asymptote is x is gelyk aan -1 en y is gelyk aan 1. Dit kan jy dan nou dadelik in jou vergelyking gaan invervang in die plekke van die p en die q. Daarna het jy nog 'n punt nodig en op die skets is ons gegee -2, 5 die koördinaat wat jy dan gaan invervang in die plek van die y en die x en dan is dit doodeenvoudige algebra wat jy gaan vereenvoudig om die waarde van a te kry. Maar onthou die vergelyking is gevra, so onthou om die vergelyking in sy finale vorm te gaan neerskryf. Goed, jy kan nou self die huiswerk gaan probeer. Kyk dalk maar nog 'n slag deur die video voordat jy wegspring met jou huiswerk. Lekker werk!